Right, so vanoggend begin ons met Romeine 12. Nou, as jy die eerste keer hierso is, so ons doen vers deur die Bybel. Ons het nou al 'n paar verskillende boeke deurgegaan. Baie van die boeke is al op YouTube beskikbaar. So ons het al deur die boek Johannes gegaan, deur die boek Hebreërs gegaan, besig deur die boek Openbaring en hierso is ons besig deur die boek Romeine en tot en met nou toe het ons al deur 11 hoofstukke gegaan. En so vanoggend is 'n goeie geleentheid om te begin met 'n goeie eksamen, om jou 'n paar vrae te vra. Nou so vanoggend, hoe gaan dit werk so? Ek gaan 'n vraag vra en dan wil ek hê sonder om te dink, wil ek hê jy moet kliphard reageer met die antwoord. Okay? So dis ek sal sê 3 groepe van vrae. So daar gaan 4 vrae in een groep wees, dan weer 4 vrae in die volgende groep, 4 vrae. Die 4de vraag is natuurlik elke keer die moeilikste ene. Nou as jy getrou hiernatoe gekom het, verwag ek volpunte. As jy so 1 of 2 gemis het, verwag ek nog steeds volpunte en as hierdie jou heel eerste keer is, hoop ek jy kry ook volpunte. Okay, so die doel is dis waartoe ons gaan, maar dis belangrik, hoor mooi, jy moet hardop sê sonder om te jy moet net sê nie die antwoord. Nou, jy kan nie nou stil bly nie. Want as jy nou stil bly, dan weet die ou links en regs nie, jy het nie 'n cooking clue waarvan ek praat nie. Okay, so al gaan jy net so. Jy kan net iets doen, mag jy 'n antwoord, okay? So ek het dit getoets. Ek het dit getoets met iemand vanoggend en die persoon het volpunte gekry, so dit is moontlik om volpunte te kry. Right, so die eerste vraag, luister mooi, ek sê dit net een keer. Jy antwoord sonder om te dink kliphard. Okay? Is jy reg? Wat is 1 + 1? Kyk net. Daar's 'n paar van julle wat stil was. Nou is ek nie seker of jy nie die vraag verstaan of jy antwoord jy nie. So kom ons gaan nou die tweede vraag doen. Okay, tweede vraag, bietjie meer kompleks. Wat is 2 + 2? Okay. Wat is 3 + 3? En wat is 4 + 4? Jesus, julle ouens is amazing. Die volgende groep vrae, nou ek het gesê die 4 een is die moeilikste gewees van hulle. Nou die volgende stel 4 vrae, is jy nou afhanklik om nou op die skerm te kyk. So ek gaan nou vir jou 'n prentjie wys en dan lekker hardop sonder om te dink, reageer net oor wat sien jy. Okay, so dis relatief simpel. Jy gaan ons eerste prentjie 'n sirkel. Okay, so as 'n kol kan werk, is fyn. Ons is op vorms. Kom ons noem hom vir nou 'n sirkel. Okay. Right, dan die volgende ene. Vierkant. Daar's hy. Great. Volgende ene. Okay, laaste ene. Okay, so hy was bietjie moeiliker. Ek het gesien ons van julle wat bietjie gesukkel het op hierdie ronde. So julle, sover doen julle goed. Okay, laaste 4 vrae, hierdie is baie intens. Soos ek sê, ons mik vir 100%. Okay, right. Weereens, ek wys vir jou 'n prentjie. Al wat jy doen is jy reageer hardop, wat sien jy? Nou ek wil sê dat dit kan wees dat jy dalk 'n ander prentjie as die ou langs jou sit. En hierdie is spesifieke name. Ek soek nie wetenskaplike name nie vir al julle slim ouens. So kom ons kyk gou eerste prentjie. 'n Duif, dis baie moeilike vraag gewees. Okay. Right, volgende prentjie. Ouner, jy sê dit om volgende ene. En dan die laaste ene. Yes, julle, dis incredible om te dink hoe slim julle is. Ek het gewonder of van julle is wat verkeerd gedoen het, want ek het dit met my 3-jarige dogtertjie getoets en sy het volpunte gekry. So as jy dit reg gekry het nie, dan weet ek nie lekker wat ons doen nie. Maar dis belangrik om vir jou te verstaan dat ek het vir jou 'n paar vrae gevra en dit was nie vir jou moeilike vrae nie en sonder om te dink kon jy reageer en die antwoord gegee het. Dit was nie komplekse vrae gewees nie, dis 'n reaksie. Omdat jy dit so goed ken, kon jy dit so maklik antwoord. Dis belangrik om te verstaan dat wanneer ons by Romeine kom op hierdie punt, Romeine 12, verwag Paulus dat jy die beginsels van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe so sal ken. So met ander woorde, daar was sekere beginsels wat ons hanteer het vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe. En daai beginsels moet jy leef. En as ek jou middernag wakker maak en ek vra vir jou daai vraag, is jy suppose om dit so maklik te antwoord soos hierdie stel vrae wat ek nou vir jou gevra het. Dit moet
so maklik wees. Jy het nie nodig om te dink daaroor nie, jy het nie nodig om te wonder nie, jy het nie nodig om te phone 'n vriend nie, jy het nie nodig om te sê, Jean, hoorie, wat gaan aan hier? So iemand het my hierdie vraag gevra, wat gaan aan in hoofstuk 1 tot 11 toe, en nou moet ek sit en dink daardeur nie. Crucial vir jou om te verstaan, die primêre funksie van hoofstuk 1 tot hoofstuk 11 toe, in die boek Romeine, is dit hanteer kennis. Wat moet ek weet? So dis wat Romeine 1 tot 11 gedoen het. Wat moet ek weet? Vanaf Romeine 12 af tot en met hoofstuk 16 toe, hierdie gaan oor nou, hoe vat ek daai en ek gaan dit nou prakties uitleef. So dis nou inligting wat prakties word. So dis crucial om te verstaan, jy kan eers dit prakties begin uitleef as jy weet wat daar staan. So, om dit nou vir jou makliker te maak, gaan ek vir jou vinnig deur die highlights gaan. Die eerste ding wat ek en jy moet mee begin, is die primêre vers wat vir my en vir jou Romeine se hele eerste gedeelte vasvang, is Romeine hoofstuk 1 vers 16 en vers 17. So as jy jou Bybel het, maak hom vir my asseblief oop, Romeine 1 vers 16 en vers 17. Ons het hierdie verse al bespreek, ons het gaan kyk daarna wat dit afgebreek het, maar dit is belangrik om te verstaan, in hierdie eerste 2 verse, weet jy eintlik wat wil Paulus vir jou sê. So as enigiemand vir jou vra, waaroor gaan Romeine toe, hier dan sê vir hulle Romeine 1 vers 16 en 17, dis waartoe ons gaan om mee te begin. En hy sê vir ons die volgende: vir hierdie goeie nuus is ek alles behalwe skaam, dit is immers God se krag wat hier aan die werk is, dit bring verlossing vir elkeen wat glo. Daai stelling is die primêre funksie van die hele boek. Dit bring verlossing vir elkeen wat glo. Heel eerste vir die Jode, maar ook vir die nie-Jode. Vers 17. Hierdie goeie nuus maak bekend dat God ons van ons sondes vryspreek, en dit gebeur enkel en alleen deurdat ons glo. Soos die skrif sê, elkeen wat vrygespreek word omdat hy glo, sal lewe. Dis die funksie, dis die doel van Romeine. Hy leer vir jou hierdie beginsel. So kom ons breek hom af en ek sê vir jou die volgende slides op die skerm. Nommer 1, jy moet verstaan, ek en jy verdien die wraak van God. So as ek vir jou sê, wat verdien jy volgens Romeine, dan sê jy, ons verdien die wraak van God. Romeine 1 het begin met die goddelose mense, met mense wat leef asof God nie bestaan nie, mense wat leef asof hulle glad nie wil wette doen of enigiets soos dit nie, mense wat goddeloos leef. En hy sê, daai mense verdien die wraak van God. En dan sê hy in hoofstuk 2, gebruik hy 'n ander groep mense, en hierdie groep mense is ouens wat kyk na die eerste groep mense en sê, daai ouens is terrible, ek is nie so bad nie. Weet jy wat, daai ouens is 'n krimineel. Ek weet ek is nie perfek nie, maar ek is nie so sleg nie. Hy sê, jy wat so staan en dink jy is beter as iemand anderste, hy sê, jy verdien ook die wraak van God. En dan in hoofstuk 3 kom hy en hy praat van 'n kategorie van mense wat ons nou sal ken as die Jode, maar wat hy eintlik bedoel, dis mense wat godsdienstig is. Dis mense wat sê, ek dien die Here, ek gaan kerk toe, ek lees my skrifte, ek doen my gebede, ek betaal my tiendes, ek help ander mense, ek probeer die gebooie gehoorsaam, en hy sê selfs die Jode verdien die wraak van God. So die eerste ding wat jy moet verstaan, van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe, is ons verdien die wraak van God. Maak nie saak wie van ons is nie een van ons is uitgesluit nie, elke liewe een van ons verdien die wraak van God. Tweede ding wat jy moet weet, is die volgende ene, Jesus neem God se wraak op homself. Toe Jesus aan daai kruis gesterf het, toe vat hy die volle wraak, wat God eintlik moet uitstort oor jou, en hy stort dit uit oor Jesus. So met ander woorde, aan die kruis, het Jesus beleef, wat is die wraak van God. So met ander woorde, as ek en jy weet, ek verdien die wraak van God, as die heel eerste punt. Die tweede ding wat ek moet verstaan, is toe Jesus aan daai kruis was, toe dra hy die wraak van God. En aan grond van hierdie beginsel, is die volgende ene, sê hy dan, so elkeen wat glo. Jesus doen daai, sodat elkeen van ons wat in Jesus glo, 2 goed moet hê. Nommer 1, vryspraak van jou sonde, en nommer 2, versoening met God.
So met ander woorde, ons verstaan dat elkeen wat glo in Jesus, kry vryspraak van jou sonde en versoening met God. Ek gebruik die woord versoening eerder as vrede met God. Jy en jou broer kan beklei, en nadat julle vir baie lank beklei het, kan julle op 'n stadium vrede maak, maar dis nie noodwendig dat julle lus is om in 'n verhouding in te wees nie. Versoening beteken 'n herstel van verhouding. So die oomblik toe Jesus gaan sterf het aan die kruis en hy vat die wraak van God, kom Romeine en hy nooi ons in om ons geloof in Jesus te sit vir hierdie twee goeders, dat jy kan vrygespreek wees van jou sonde, sodat God jou nie meer hoef te straf nie, en nommer 2, sodat jy in versoening met God kan staan. So kom ons breek elkeen van hierdie twee stellings net vinnig af. Nommer 1, vryspraak van sonde, ons definieer hom in twee spesifieke stellings. Nommer 1, jou oordeel is weggeneem. So met ander woorde, die oomblik wanneer ek my geloof in Jesus sit, spreek hy jou vry van sonde, wat beteken is dat God se wraak gaan nie meer uitgestort word oor jou nie. Die oordeel wat God eintlik op jou moes uitgestort het, is nou weggeneem. So dis wat gebeur. Dis oomblik wanneer my geloof in Jesus in gebeur, dis wat ons gesê het. Ons het gesê propitiation, groot fancy woord. Jesus vat die wraak op homself. En dan sê hy expiation, hy vat my sondes, hy sit dit op Jesus, en hy betaal ten volle vir dit, sodat jy nie meer hoef te betaal vir jou sonde nie. Dis die eerste een, en nommer 2, is dan beleef ons nog steeds sonde. So môre, as jy by die werk kom, en hierdie week wat voor lê, en die week wat agter is, het jy nog steeds sonde beleef, en dis wat ons sê, ons veg steeds teen sonde. So al is ek 'n gelowige, al kies ek Jesus, moet ek verstaan dat elke dag staan ek op en ek moet worstel teen sonde. Paulus kom op 'n stadium en hy sê, beteken dit nou dat die oordeel weggeneem is, ek kan net leef soos ek lus het? Ek kan net sonde doen soos ek lus het? En dan sê nee, veg teen sonde, worstel teen sonde. Kom op 'n punt wat ek sê, Here, ek is jammer vir wat ek gedoen het. Here, ek wil anders te optree. Here, ek wil heilig leef voor U. Daai is die worsteling van sonde. So dis wat ons moet verstaan. So as ons sê, die wat glo, jy het vryspraak van sonde, wat beteken jou oordeel is weggeneem, maar jy gaan nog steeds aanhou worstel teen sonde. Maar daai worsteling teen sonde maak nie dat ek nie vrygespreek is nie. Okay, right, so dis die eerste een. En die volgende ene waarna ons gaan kyk, is versoening met God. So die tweede ding wat kom op grond van my geloof in Jesus, is versoening met God. En hierso sê ons, nommer 1, dit beteken jy is aangeneem as sy kind. Ons het 'n bietjie gaan praat oor hoe lyk daai aanneming in die Romeinse konteks, in die kultuur waarin hulle was. Beteken God het jou deel gemaak van sy familie. Hy noem jou nou kind van hom. Dis wat hy doen. Jy is nou sy kind. Dis 'n ongelooflike nuwe identiteit wat ek en jy aan kan bly wees oor. Dan die volgende ding wat ons moet verstaan, en hierdie sê ook aan die einde van Romeine 8, hy sê niks kan ons skei van God se liefde nie. Hierdie twee beginsels moet jy verstaan in terme van my konsep en my verstaan van versoening met God. Versoening beteken nie net, Here kyk na my en hy voel net nie meer kwaad vir my nie. Nee, hy het my aangeneem as sy kind, nommer 1, en nou kan niks my skei van sy liefde af nie. So, dis die twee beginsels, julle kan sit op die volgende slide, sodat elkeen wat glo, vryspraak van sonde kan kry en versoening met God. So, as ek vir jou vra, waaroor gaan Romeine 1 tot en met Romeine 11 toe, dan sê jy vir my nommer 1, ons verdien die wraak van God. Nommer 2, Jesus het die wraak van God op homself geneem, sodat elkeen wat in Jesus glo, die twee goed kan hê. Vryspraak van sonde en versoening met God. Dis wat jy moet verstaan. Jy moet hierdie kan antwoord so maklik soos 1 + 1, 2 + 2, 3 + 3, 4 + 4. Jy moet dit so maklik kan antwoord soos 'n driehoek en 'n sirkel en 'n vierkant en 'n hartjie. Dis hoe maklik ek en jy moet verstaan waaroor gaan Romeine 1 tot en met Romeine 11 toe. En so jy kan baie goeders lees en jy kan baie distracted raak en jy kan baie goeders vergeet of jy kan baie goeders net nie heeltemal verstaan nie, maar die boodskap van hierdie 11 hoofstukke is hy sit vleis aan hierdie konsepte. Dis wat ons verstaan.
En dan kom hy en hy sê vir ons, hoe lyk hierdie geloof? So as ons sê, sodat elkeen wat glo, wat beteken hierdie glo? Romeine 10 vers 9, jy kan soontoe blaai. So ons het dit ook al soontoe so hanteer. Romeine 10 vers 9 definieer, hoe lyk dit wanneer ek Jesus glo? Hy sê vir ons, want as jy met jou mond bely, dat Jesus die Here is, en jy glo met jou hart, dat God hom uit die dood uit opgewek het, sal jy verlos word. Dis wat gebeur. Twee goeders. Nommer 1, ek moet met my mond bely, so dis mense wat loop en getuig in die manier hoe hulle praat dat ek is kind van God. Die probleem is, ons kry 'n klomp mense, wat selfs op 'n Sondag in 'n kerk sit, en vir die wêreld sê dat ek is 'n Christen. Maar hulle doen nie die tweede deel nie. Die tweede deel is ek met my hart moet georiënteer word na Jesus toe. So met my mond moet ek bely en my hart moet ek glo. My hart bepaal waantoe ek gaan. Beteken hoe ek leef. So met ander woorde, my geloof in Jesus is nie primêr net om vir almal rond te loop en te sê ek is 'n Christen nie, maar dit beteken 'n lewe georiënteerd om Jesus te volg. Jy gaan worstel met sonde in daai proses, maar ons verstaan dat dis wat dit beteken om Jesus te glo. En so nadat hy vir ons al hierdie goeders verduidelik het in hierdie eerste 11 hoofstukke, eindig hy vir ons hoofstuk 11 met 'n ongelooflike mooi gedeelte. Ons lees gou net die laaste vers. En die laaste vers, dis asof Paulus skryf en in sy wese is hy so dankbaar vir hierdie eerste 11 hoofstukke, vir die wat hy verstaan van hierdie eerste 11 hoofstukke. Hy sê vir ons Romeine 11 vers 36, hy sê, want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge, en aan hom kom die heerlikheid vir ewig toe. Amen. So hy sluit hierdie gedeelte af, en hy sê vir ons, dis 'n ongelooflike diep kennis wat jy moet verstaan. Jy het die wraak van God verdien. En toe vat Jesus dit aan daai kruis, en al wat jy doen, is jy bely met jou mond, en jy glo met jou hart, jy oriënteer jou lewe na Jesus toe. As jy dit doen, word jy vrygespreek van sondes, en dan word versoening gemaak tussen jou en God. Dis wat gebeur, dis wat hy sê, verstaan, en hy sê, dis ongelooflike goeie nuus. En nou sê hy vir jou, hoofstuk 12 vers 1, wat beteken hierdie kennis nou vir jou? So nou dat jy hierdie inligting het, nou dat jy hierdie goeders weet, wat moet ek en jy prakties doen? Hoe lyk ons lewe? Hoe lyk dit as ek hier uitstap? Hoe lyk my maandag, môreoggend? Hoe lyk dit by my huis, dinsdag aand? Hoe lyk dit as ek by my vriende is, Vrydag aand? Wat gebeur met my lewe die oomblik wanneer ek nou hierdie inligting vat en dit verwerk en deel maak van my lewe? Dis nou sy vraag. So kom ons begin by Romeine 12 vers 1. Nou moet ek sê, ek kry nie 'n Afrikaanse vertaling wat vir my die volgorde van die Griekse woorde mooi verduidelik nie. Nou ek sê dit vir jou nie omdat ek Grieks ken nie, maar die blote feit is daar sekere tools wat vir jou wys wat is die Griekse woorde in sy oorspronklike vorm en hoe hulle gerangskik is. En daar is 'n beginsel wat jy mooi kan lees in die Engelse vertaling, maar die Afrikaanse vertalings het net nie dit baie goed gedoen nie. Nie dat hulle dit nie reg vertaal het nie, ek dink net die volgorde van dit is anders as die oorspronklike gedeelte. So ek gaan vanoggend vir jou vers 1 in die Engelse vertaling op die bord sit. Nou ek weet van julle gebruik Engels net vir self-defense. Dis die Vrystaat, I get that. Okay, so ons gaan hom doen, ek beloof ons gaan stadig deur hom gaan. En dan gaan ons die Afrikaanse versie lees. Okay. So dis nou maar net om dit vir jou te gaan. En nou kom ons lees hom vir jou. Hy sê, therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercy of God, to present your bodies as a living and holy sacrifice acceptable to God, which is your spiritual service of worship. Dis belangrik om te kyk net na daai eerste gedeelte. Therefore I urge you, brothers and sisters, by the mercy of God. Kom ons gaan kyk net na daai, hoe hy daai ding gestruktureer het. Hy begin eers met die woord therefore. Daarom, hy sê eintlik vir jou, ek het vir jou 11 hoofstukke se inligting gegee, en daarom. Dis hoekom die woord daarom daar moet wees.
Jy moet verstaan, hy het nie hoofstukke ingeskryf nie. Hy het nie gedink dat jy gaan ophou lees by hoofstuk 11 nie. Hy het aangeneem, jy lees nog al die pad aan hierdie brief en hy sê, nou dat ek al hierdie inligting vir jou gegee het, daarom gee ek nou vir jou nuwe inligting. Therefore. Nou gebruik hy die woord I urge you. Die Griekse woord wat hy hierso gebruik is parakaleo. En die groot ding is wat hierso eintlik plaasvind is, dis eintlik iemand wat langs jou kom inskuif. Dis om te sê ek het nou vir jou inligting gegee, nou roep ek jou eenkant. En ek sê kom sit hier langs my. En nou pleit ek by jou. So ek sê vir jou ek het vir jou al hierdie inligting gegee. En ek pleit by jou. So nou dat jy dit het, ek pleit dat jy die volgende ding sal snap. Dis wat hy vir jou gaan sê. So hy sê ek pleit nou by jou. En dan sê hy broers en susters. So die taal wat hy hierso gebruik is soos wat jy sal doen met 'n familielid. Is daai wanneer jy weet jou broer of jou suster maak 'n stupid besluit en uit liefde uit, nie uit oordeel uit nie, uit liefde uit, trek jy hulle eenkant en ek sê ek pleit by jou, asseblief moet jy dit doen nie. Dis wat hier plaasvind. So Paulus skryf en daar is 'n urgency, as ek die Engelse woord kan gebruik, in sy hart, om te kan sê, ek wil sit en ek wil met jou pleit, soos 'n broer en 'n suster, ek wil hê jy moet by my kom staan, ek wil met jou pleit, ek het vir jou 11 hoofstukke inligting gegee, ek pleit met jou. En dan sê hy, op watse grond pleit ek met jou? En hy sê, by the mercies of God. Hier praat ons spesifiek, hy sê, as ek dink aan hoeveel God vir jou omgee, God se deernis vir jou, dink wat het plaasgevind in 11 hoofstukke. Jy moet verstaan dat God se liefde vir jou was so groot, dat ten spyte van die feit dat jy die wraak van hom moes gekry het hy sy eie seun opgeoffer. Hy het vir Jesus aan 'n kruis vasgesit, en hy het sy volle wraak op hom uitgestort, sodat hy dit nie op jou hoef te doen nie. Dit is 'n ongelooflike, diep deernis en 'n liefde wat Jesus het vir jou. Wat God uitgestort het oor jou. En hy sê, snap net hierdie. Asseblief, ek pleit met julle. Verstaan hoe groot en hoe intens is God se liefde in hierdie eerste 11 hoofstukke. Verstaan dat wanneer God sê dat daar is niks wat jou kan skei van sy liefde nie, bedoel hy geen hoogte nie, geen diepte nie, geen wyte nie, geen bose magte nie, niks op hierdie aarde kan jou skei van God se liefde af nie. En as hierdie net inligting is vir jou, en jy voel onemosioneel en sê, dis 'n wiskundesom vir my, beteken niks. Hy sê, kom sit Paulus hier langs jou, en hy sê, ek pleit by jou. Ek pleit by jou vir die volgende. Ek pleit by jou dat daai inligting 'n realiteit gaan word. So wat pleit hy? Wat wil hy hê moet ek en jy begin doen en deel maak van jou lewens? Dan sê hy so, to present your bodies as a living and a holy sacrifice, acceptable to God, which is your spiritual service of worship. So hy sê hy wil hê jy moet jou liggaam as 'n lewendige en 'n heilige offer gee. So met ander woorde, die offer is daai tyd wat gebeur het. As jy het 'n klein lammetjie gevat en daai lammetjie was by jou, jy sit jou hand op die lammetjie, hulle sny sy keel af en daar verloor hy al sy lewe uit hom uit. Daai lammetjie word 'n offer. Hy sê nie vir jou dat jy moet doodgaan nie. Jesus het klaar dit gedoen. Hy sê ek wil hê jy moet bly lewe. Maar dat jou lewe sal getuig soos 'n offer wat heilig is voor God. Wat beteken jy moet heilig leef voor God. Hoor mooi, as ek en jy hoofstuk 1 tot hoofstuk 11 as net inligting sien, verander dit niks aan jou leefstyl nie. En daarom het jy mense wat kerk toe kom en op 'n maandag nog steeds so vloek en skree soos hy gewoonlik doen, nog steeds onder die tafel deur geld sit, nog steeds kyk hoe kan ek SARS ontduik, nog steeds kyk dat ek my vrou hanteer soos ek lus het, nog steeds my man uitskel dat as die siel nie kan skoon was nie, nog steeds my kinders so ernstig vernietig soos wat ek kan dit doen, nog steeds al hierdie ander goeders aanhou doen, en ek bely met my mond op 'n Sondag, hey, kyk hoe heilig is ek. Want dis inligting.
Niks wat ons sê is nuwe inligting nie. Meeste van ons ken hierdie goed. Kruis van Jesus en wat Jesus gedoen het is nie nuwe inligting vir ons nie. Maar as daai inligting nie in jou hart slaan nie, beteken dit jy leef soos jy lus het. En hier kom hy sê, as jy snap, pleit ek by jou, dat jy jou liggaam as 'n lewende offer sal gee. Dat jy heilig sal leef aannemend vir God. Dis hoe jy moet leef. Ek wil hê jy moet so gaan leef voor God. So kom ons sit die Afrikaanse gedeelte, nou dat jy hom reg verstaan, kom ons lees hom. Ek lees hom uit die NNT uit. Hy sê, my liewe familie in die Here, julle weet hoe baie God vir julle omgee. Daarom pleit ek by julle om julleself as lewende offers aan God te gee. Lewe volkome toegewyd aan hom en lewe slegs vir sy applous. Dis wat hy sê, lewe toegewyd aan hom en lewe slegs vir sy applous. As ons hierdie laaste stelling maak, lewe slegs vir sy applous, dan dink ons net gou 'n bietjie, hoeveel keer het jy die applous van mense nodig in jou lewe? Baie. Dis dit. Dis baie. Want as ons dink aan wat jy wil hê van jou kinders af, ons sien ouers wat nie konflik of dissipline in hulle kinders se lewe toepas nie. Hoekom? Want ek wil die coolste ma wees. Ons wil ouers wees wat kan sê, hulle is by verre. Ek meen, hoe het ons altyd gebrek met mense, of jy hoor jy pa en sê, ag nee man, ek sit saam met my pa en drink 'n bier, sommer so, en as die kind 14. Dis great, my pa is cool man, jy's well done, applous van jou kind af. Dis lekker om die applous van jou baas te kry, as jou baas vir jou sê, jy is die beste werker, jy is die hardste werker, man, ek kan jou nie verloor nie. Applous van die baas af. Dis great. Ons is so opgewonde oor daai applous. Dit is vir ons lekker dat as ek my besigheid kan bou en my besigheid is so groot en so goed dat mense sê, "Jesus, weet jy, ek sal nie na 'n ander besigheid toe gaan nie. Julle is by verre die beste in die goudveld." Jesus, weet jy, ek is al eintlik in Joburg gewees en daai ouens kom ook nie eers naby my. Julle ouens is amazing. Applous van jou kliënte af. En skielik besef ons dat ons leef vir die applous van mense af. En hier kom en hy sê, ek pleit by jou. Leef vir die applous van die Here. Hoe dink jy sou jou lewe anders te wees? Hoe anders moet jou leef sodat God vir jou applous gee? Dis wat hy sê. So met ander woorde, hoe leef ons anderste? En dan sê hy volkome toegewyd aan God. Nou, as ek en jy gaan sit en ons gaan kyk na die kategorieë in ons lewens. So jy gaan sit en jy gaan kyk nou goedes wat vir jou belangrik is. Ek sit vir jou die kategorieë op die skerm. Goedes wat jy sal as belangrik ag in jou lewe. Nommer 1 is familie en noue verhoudings. Ouens wat naby jou is. Nommer 2 is jou werk. Nommer 3 is finansiële sukses. Nommer 4 gesondheid en fisiese welstand. Dan het ons ontwikkeling en onderrig. So my titel, wie ek is 'n prokureur of ek is 'n advokaat of ek is 'n dokter of as ek is wat ook al ek nou voor gaan studeer het. My sosiale bydrae, dit wat ek aan die gemeenskap bring, dan het ek ontspanning en rus en dan het ek geloof of my geestelike lewe. Nou kom en hy sê jy moet volkome toegewyd wees aan die Here. Nou vra ek jouself, waar pas die Here in tussen jou familie en jou vriende? So as ek nou moet gaan dink aan my Vrydag aand of my Saterdag of saam met die ouens kuier op 'n braai om 'n rugby game te kyk, as ek by die ouens gaan kuier Vrydag by Rovers, wat gebeur? Waar pas die Here in my familie en naby verhoudings in? My volgende vraag is in my werk. Is my werk geïsoleer van die Here af? Weet die ouens dat ek actually die Here dien? Is die ouens bewus daarvan dat ek gaan nie lieg of steel of iets soos dit nie, want die Here pas daarin? Of leef ek en Sondag doen ons kerk, Maandag doen ek werk? Hoe lyk my finansiële sukses? Wat is die ding wat maak dat ek gedryf word vir my finansies? Hoe lyk my gesondheid en fisiese welstand? Ek meen ons mense wat ongelooflik baie tyd en energie spandeer aan gesondheid en fisiese welstand, en dit is 'n goeie ding. My vraag is, spandeer jy meer tyd aan dit as in jou geestelike toestand? En dan die volgende ene, my ontwikkeling, my onderrig, die feit dat ek besig is om te leer, of wanneer lees ek my Bybel? Elke nou en dan?
Ek ken die land se wette en ek weet wat alles aangaan. Jy kan vir my vra oor die ekonomie en jy kan vir jou antwoorde gee oor 'n klomp goedes in ons land en dan vra ek vir jou verduidelik vir my wat sê Romeine 1 tot 11 en dan sê ek soos is dit nie? Dan vra ons die volgende, my sosiale bydrae, wat dink die gemeenskap van my? Wat doen ek vir die gemeenskap? Hoe groot rol speel daai in jou en dan ontspanning en rus? Kyk, op 'n Sondagoggend is moeilik om op te staan, jong. Nee, kom ons gaan eers 'n bietjie rivier toe. En nou vra ek myself die vraag, as ons sê my lewe toegewyd aan God, is God onderaan gesit? Is hy dalk opgeskuif na 4 toe? Dalk is God opgeskuif na nommer 1 toe. My vraag is, hoekom is God nie in elke area nie? Want dis eintlik wat moet gebeur, is God is primêr my fokus. En vanuit my verhouding met die Here vloei my verhoudings met mense en vanuit dit vloei my verhouding met my werkmense en kollegas en hoe ek my werk doen. Dis wat hy bedoel. Hy sê jy moet jou lewe leef toegewyd aan God. En dan sê hy leef vir die applous van God. Dis wat hy vir my en vir jou hierso sê. So met ander woorde, hy kom nou spesifiek en hy sê, hierdie wat ons verstaan, as ons hierdie doen, as ons leef vir die applous van God, as ons leef en ons is toegewyd aan die Here, hy sê dit is die aanbidding wat God wil hê. Dis aanbidding. Aanbidding is nie 'n paar liedjies voor die woord nie. Aanbidding is 'n leefstyl georiënteerd agter God aan. En dan sê in die Engelse vers, en hy gaan verder en sê, and do not be conformed to the customs of this world. Hy gaan eintlik in Afrikaans, dan sê hy, moenie dat hierdie tydsgees wen in julle lewe nie. Moenie dat julle gedrag, moenie dat dit julle gedrag bepaal nie. Laat toe dat God julle manier van dink verander en nuut maak. Dan sal julle lewe 'n nuwe koers inslaan. Dan sal julle kan onderskei wat die wil van God is. Julle sal weet wat is goed in sy oë. Julle sal weet wat maak God se hart regtig bly. Julle sal ook weet wat is reg en volmaak in sy teenwoordigheid. Hy gebruik die woord tydsgees in Afrikaans. Van jou Engelse vertalings sal hy noem the spirit of this age. Hy sê moenie so ingehaak wees met hierdie tydsgees nie. Wat bedoel hy met hierdie? Hy sê vir die wêreld het 'n sekere stelsel van dink. Daar's 'n sekere manier wat die wêreld jou gaan leer om te dink. En hy sê moenie daarbey inkoop nie. As ek en jy dink aan huwelike, so vroeër jare, as jy nou met my kom praat het oor die huwelik, het statistieke vir ons gesê dat ons verwag die average eerste keer couple wat trou, sê statistieke jy het 'n 50% kans om te skei. So dit was die statistieke gewees, 'n 50% kans vir egskeiding en daai statistieke lyk dieselfde binne in die kerk en buite die kerk. Vir interessantheid gaan trek ek toe nou in die week, gaan trek ek statistieke om te sê, hoe lyk die statistieke nou in 2026? Het julle geweet dat egskeidingssyfers het afgeneem? Minder mense skei. Hulle sê dat egskeiding is nou 36%. En ek dog toe, Jesusie, preek ons so goed. Wat maak dat mense skielik minder skei? En toe ek nou 'n bietjie gaan verder navorsing doen, toe begin 'n mens agterkom, die rede daarvoor is nommer 1, mense trou later. So met ander woorde, daar's nie meer soveel mense wat trou op 21 en 22 nie. Ek het my vrou getrou toe sy 20 jaar oud was, voordat sy ordentlik breins kon kry, dat sy nie kan weghardloop nie. So, toe sy eers weet wat sy doen, toe sy klaar gevat. Toe is haar ring klaar aan die vinger. So dis wat ek is, maar nou vandag, 13 jaar later, is sy nog steeds lief vir my, ek is lief vir haar. Maar vir jou, daar sê, dankie, daar sit sy daar agter, hy's amazing. So, vir wat dit werd is, ons dink daaraan, dat mense trou tussen die ouderdom van 27 en 30. So hulle sê dat meeste van die tyd wanneer ouens trou, is jy bietjie meer volwasse en jy maak nie net meer so impulsiewe besluit nie. Maar wat interessant is om te verstaan dat mense trou minder. Mense trou minder. As jy moet gaan kyk na statistieke, jy het 50% minder mense wat trou vanaf 15 jaar terug tot nou toe. Huwelike het afgeneem oor die laaste 15 jaar met 50%. Wat beteken, mense is veel makliker
om te sê kom ons bly saam en dan skielik worry ons nie oor die egskeiding nie. En dan sê hulle statistieke sê ouens wat saam bly is die kanse vir jou om binne die eerste 5 jaar uit te klim uit jou verhouding uit tussen 40 en 50% en as jy tot en met 10 jaar toe gaan is die kans dat jy gaan uitklim tussen 60 en 70%. So met ander woorde, die statistieke van mense wat nog steeds nie by mekaar bly nie, lyk presies dieselfde. Die verskil is net ewe skielik kan ons nie worry oor trou nie. Want wie worry oor wat die Bybel sê? Nee? En skielik besef ons 36% klink nie so bad nie, tot ons gaan kyk wat is die realiteit. Die sad deel is ons het laat die wêreld en die tyd waarin ons is, vir ons gesê dis okay om saam te bly. Dis okay. Almal doen dit. Finansies, we get that. Ons verstaan. En skielik besef ons dat die wêreld bepaal hoe jy dink. Die wêreld bepaal hoe jy dink oor sukses. Jy dink dat sukses is wat ek besit. Ek moet 'n huis hê, ek moet 'n kar hê, ek moet 2 karre dalk hê, ons moet kan op vakansie gaan. En as ek hierdie goedes nie het nie, het ek nie sukses nie. Dan is ek ergens die heeltyd in my wese besig om te worstel met wat kan ek anders te doen? Waartoe kan ek anders te doen gaan? Ag Here, hoe gaan U vir my iets anders te doen? Here, wat is die wil vir my lewe sodat ek iets beter kan kry, sodat ek my huis kan kry, sodat ek my kar kan kry, sodat ek op vakansie kan gaan? Want sukses het ons nou net gesien is om te leef vir die applaus van die Here. Dis om te leef toegewyd aan God. So as jy moet vra God, Here, hoe lyk sukses? Dan beteken dit iemand wat 'n lewe wat heilig is voor God. Maar skielik het die wêreld vir ons 'n standaard gestel hoe om te dink. En hy kom en hy sê moenie kom uit daai uit. Man, dis vir ons so amazing om na almal se statuses te kyk, om op social media te gaan kyk oor die foto wat jy op vakansie gepost het en alles is prentjie mooi. Ek wil by jou hoor, wanneer laas van julle wat social media like om te post? Wanneer laas het jy 'n foto geneem, gedink hierdie is 'n terrible foto en hom nog steeds gepost? Dit is nie eers waar hierdie double ken vir my. Ek moet net bietjie opkyk. Net bietjie die lig net skuif. 16 foto's later post jy 'n foto en dan sê nog so 'n bietjie gesmooth ook om 'n paar van die plooie uit te haal. Wat gebeur? Skielik besef ons dat daar is iets wat ons moet voorgee. Dis 'n wêreld wat 'n sekere manier van dink op ons afdruk. En ons vergeet wat sê die woord. Hy sê verstaan wat het gebeur vanaf hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11. Toe verstaan dat jy verdien eintlik die dood. En dis ongelooflike groot liefde wat God uitgestort het op jou om jou daar uit te kry. Leef anderste. Moenie toelaat dat die wêreld vir jou besluit hoe jy dink nie. Moenie toelaat dat die wêreld vir jou sê hoe lyk jou huwelik en hoe lyk jou statistieke en hoe lyk jou finansies en hoe lyk jou kinders en hoe lyk al daai goedes nie. Mag jy net nie daarna gaan kyk nie. Mag ons begin anders te leef. Dis wat hy ons voor innooi. Hy nooi ons om anders te gaan dink en dan sê hy sodat jy die wil van God kan onderskei. Nou ek gaan nou 'n blik wurms oopmaak wat ek nie kan toekry in hierdie diens nie. Die wil van God kort sy hele eie diens, kort dalk 'n 3 weke reeks om te praat oor die wil van God. Meeste van die tyd wanneer ek en jy die wil van God wil weet, dan is dit omdat jy wil weet wat God vir jou beplan in die toekoms. Dis nie die wil van God nie, jy wil eintlik en hulle noem dit the hidden plans, die toegemaakte planne vir God. Jy wil eintlik dit weet. Jy weet God weet wat die toekoms en jy wil graag ingelaat word op die toekoms. Here, met wie moet ek trou? Waar moet ek werk? Waar moet ek bly? Al hierdie goedes word die vraag oor Here, wat kom volgende vir my? En die doel is primêr vir ons meeste van die tyd omdat vandag vir my angs kweek en ek nie die verkeerde fout of verkeerde tree wil maak nie, wil ek vra Here, wys my net 'n prentjie hoe lyk die toekoms. Ek net weet waartoe om te gaan. As ons praat van die wil van God, dis nie waarvan hy hier praat nie. As jy wil weet wat is die wil van God, daar's 2 Griekse woorde wat hy gebruik vir die wil van God. Die ene is die teleima en die ander een is die boulema. En al twee word gedefinieer as die wil van God. Nou, dit sal amazing wees. As jy die Griekse woordeboek kan uithaal en sê, teleima beteken hierdie, boulema beteken hierdie, haha, ons het 2 maniere om dit te verstaan, maar die probleem is, hy doen dit nie. Beide van hulle
word so gebruik in die Nuwe Testament. En so nou kos dit mense om te gaan grou en te kan sê, okay, so as ons die wil van die Here verstaan. Hy sê ek en jy moet begin heilig leef, toegewyd aan God, leef vir sy applous. Dan sal jy die wil van God verstaan. So wat verstaan ons oor die wil van God? En hier klassifiseer ons die wil as 3 punte. Nou ek het nie vreeslik baie tyd om vers vir vers deur hierdie goeters te gaan nie. Nommer 1, as jy wil, skryf dit neer, die soewereine wil van God. Die soewereine wil van God beteken, dis iets wat God vooraf besluit het, en God sal seker maak, dit gaan gebeur. Die wêreldse geskiedenis, soos wat dit afloop, is binne in God se soewereine wil. Dit was sy soewereine wil, dat Jesus aan die kruis moet sterf. Dit waar ons onsself beleef, hoe tyd homself aanloop, is die soewereine wil van God. En niks kan buite die soewereine wil van God beweeg nie. God is soewerein, hy is almagtig, God bo alles, geen persoon of geen ding vang God omkant nie, en geensins iets staan bo hom, wat besluit te maak wat hy nie van weet nie. God se soewereine wil, dis die een kategorie wat ons moet verstaan. Die tweede ene is die voorskriftelike wil van God. Beteken God gee vir ons voorskrifte. Hy sê vir jou, daar sekere goeders wat jy moet doen, sekere goeders wat jy nie moet doen nie. Hy sê vir jou, jy moenie steel nie, jy moenie lieg nie, jy moenie mense soos gemors hanteer nie, jy moet jouself onderdanig stel aan die regering, en dan na al hierdie stellings wat hy gemaak het, dan weet ons dat jy en ek lewe, meeste van ons leef, ongehoorsaam aan hierdie voorskriftelike wil van die Here. So God wil hê, jy moet goeders doen, en ons leef heeltemal aan die kant. Ons is donkies wat verkeerde kant toe loop. So dis wat gebeur, dit is die voorskriftelike wil, en hierdie is wat God nie noodwendig afforceer op ons nie, dit is, hy het 'n voorgeskryfde besluit wat jy moet doen, en jy moet besluit, ek leef binne in hierdie voorskrifte van God. So dis sy voorgeskryfde wil. En dan het ons die laaste een, sy effektiewe wil, en hierdie is wanneer God self kragtig ingryp. So met ander woorde, dis op enkele plekke sien ons God gryp in bonatuurlik, in wonderwerke. En ons sien baie keer, en meeste van die tyd wanneer ons hierdie sal sien, wanneer God ingryp, is om mense tot redding te kry. Dis iemand wat leef soos hy lus het, iemand wat goddeloos is, en skielik kom hy ou ernstig gekonfronteer met die Heilige Gees, en skielik besef vir die ou, hoorie, hierdie kan nie meer gebeur nie. Dis God wat ingryp in daai oomblik. As jy dink aan Paulus op die pad van Damaskus gewees, hierdie ou hy's op pad om letterlik die kerk te gaan vervolg, en skielik word hy ontmoet met Christus wat voor hom staan. God wat ingryp in daai oomblik. So jy kry kere wanneer ons praat van die wil van God. So nou word die vraag, waarvan praat hy as hy hierso sê? Leef toegewyd aan God, leef vir sy handeklap, en dan sal jy weet wat sy wil is. Dan besef ons soewerein gaan jy nie weet wat is God se wil nie, want ons het nie 'n prentjie in die toekoms nie. As ek en jy leef toegewyd aan hom, gryp God nie noodwendig in daai situasie nie. God kan ingryp wanneer ook al hy wil, want hy is soewerein, maar daai is 'n wil wat op sy eie is. En so wat ons moet besef, is wat ek wil verstaan, is die voorskriftelike wil van die Here. So hier gebeur dit. Die oomblik wanneer ek en jy begin leef, met die verstaan van hoofstuk 1 tot en met hoofstuk 11 toe. As jy daai goeders begin deel maak van jou lewe, en as jy begin sê, Here, wat wil U hê, wat moet ek doen? Here, hoe moet ek leef? En jy bly afhanklik van hom. Dan skielik maak jy ander besluite. So ons vra die vraag, Here, met wie moet ek trou? Here, asseblief, geef my 'n teken. Skryf die persoon se naam in die wolke. Sal amazing wees. Die Here gee nie net een spesiale persoon, en as daai persoon ongehoorsaam was, taflak, nou is jy moet nou maar either nommer 2 of nommer 3 of nommer 4 op die lys gaan kry, of jy moet nou maar alleen doodgaan. Sien wat gebeur nie. So sy basiese beginsel is, gaan kies iemand wat 'n absolute liefde en 'n geloof het in wie God is. En nommer 2, wat 'n goddelike karakter het. Daar's jou voorskrifte. So as ek wil weet, Here, wat is die wil vir my om iemand te trou? Het die persoon die Here lief met alles wat in hulle is, en het hierdie persoon 'n goddelike karakter? Daar vind ons die wil van die Here.
Dis wat ek en jy moet verstaan, die oomblik wanneer ek en jy besef wat sê die woord en ons hierdie woord sal toelaat om ons gedagtes te vorm, dan skielik verstaan ek die wil van God, want nou weet ek wat wil hy hê moet ek doen. Here, waar moet ek werk? Dan besef ek, Here, U het vir my sekere gawes gegee, mag ek hierdie gawes begin uitleef en Here, mag U my toelaat dat wanneer ek by 'n plek leef, dat ek altyd sal getuig van die goedheid en dat hulle sal weet, ek gaan nie steel nie en ek gaan nie lieg nie en ek gaan nie geld onder die tafel sit nie. Here, ek sal U karakter uitleef hierso. So waar kan ek werk? Waar ook al daai gaan inpas. Dis die wil van God. Ons dink partykeer moet dit in Bloemfontein, moet dit in Welkom, moet dit in Joburg wees, waar moet dit wees? Nee, dit gaan oor waar God jou gawes voorgegee het en waar jy hom kan verheerlik met alles wat in jou is. Dis wat gebeur. Die oomblik wanneer ek en jy die woord begin vat en begin leef vanuit dit uit, verstaan jy die wil van God. Want die woord bepaal die manier hoe ons dink, nie die wêreld nie. Die wêreld gee nie meer vir ons die riglyne nie. Ons begin anders te dink. Want God is die een wat vir ons sê waant ons gaan. En so binne in hierdie volgende gedeelte van die hoofstuk 12 tot en met hoofstuk 16 toe, gaan hy sekere stellings maak. En sekere stellings gaan nie vir jou lekker wees om te hoor nie, maar as dit nie vir jou lekker is nie, weet dit. Dis omdat jy primêr dink soos wat hierdie wêreld dink. En hy sê vir jou, hou op so dink, hou op so leef. Leef toegewyd aan God en leef vir sy applaus. En as ek en jy wil weet waartoe gaan ons, dan begin Romeine 12 vers 1 tot 2 en hy rig ons lewe en hy sê mag ons dit doen. Yes, ons gaan faal. Yes, ons gaan sonde doen in die proses. En wanneer jy val en jou voortande uitval, dan staan ons op en ons sê Here, ek is jammer. Here, ek gaan beter doen. Here, ek kies U. Here, ek volg U. Here, ek wil U leer ken. En dis die hart van Romeine 12 vers 1 tot 2. So kom ons bid saam. Here, wat 'n voorreg is dit wat ons het, om soos wat ons hierdie te lees, net besef, Here, dat ons is in ons wese afhanklik van U, om hierdie goeders in ons harte te kan vasslaan. Here, in ons eie menslike kapasiteit, Here, kom ons so ver kort. Here, ons besef, Here, ons is so diep gegrein in hierdie wêreldse manier van dink, en ek bid, Heilige Gees, dat U iets sal doen bonatuurlik om ons te herinner aan hierdie goed. Ek bid dat ons hierdie goed sal begin leef met ons hele hart. In Jesus naam. Amen.